Alright, baie welkom. Dis die eerste episode van die nuwe jaar. Ons is super excited oor die goed wat kom. Ek het uiteindelik na 2 jaar van recording het ons uiteindelik 'n naam vir die ding wat ons doen en ons gaan dit The Beyond the Why podcast noem. So ek weet nie hoe om dit in Engels nie, want ons is redelik maar Afrikaans en Potch, maar ons het dit Beyond the Why genoem. So dis 'n cool nuwe ding wat ons so excited is oor. Ons is excited oor vandag se gas. Ook van Potch af. Ons het gedink ons gaan dit local hou. Maar ek dink ek sien baie daarna, dit gaan definitief 'n bederf wees. Dan is ons by Time Bomb Watches. Die venue vir vanaand is amazing. Dis Mike se nuwe shop. Mike hulle doen watches, en as ek het 'n dik Hublot aan vanaand, definitief nie myne nie. Ek gee advies vir 'n lewe. So as ek vir jou advies moet gee, moenie die ding koop, is baie duur. Maar dis Mike se horlosies. As jy 'n watch wil verkoop, koop. Michael is regtig amazing. Ek is ook 'n kliënt van hulle. Ek het al wel horlosies gekoop en verkoop. Beste pryse definitief en diens is unbelievable. Mike is 'n awesome ou, eerbare ou. So ek kan vouch vir hom. So in Potch het hulle 'n nuwe shop oopgemaak. Doen jouself 'n gunsing en stop hier as jy 'n watch wil koop of verkoop. Mike, baie dankie vir die redetjie. Dan maar ja, wie sê en wat doen jy? Ja, so my naam is W.C. Reiners. Ek is ook hierso van Potch af en ek is die eienaar van Fitfood Suid-Afrika. En ons maak basically gesonde kos vir 'n lewe. Okay. En waar het dit begin? Dit is eintlik die idee van om besigheid te doen, Fitfoods of die hele journey. Nee, waar het jy begin? Waar het jy So, begin? ek het groot geword in die Vrystaat in Wesselsbron. En Ons het nou net oor gepraat, daar was Yes. niks nie. So. daar ja. Jy 'n boer. Yes. Ja, ons het geboor, ek het plaas groot geword. En daar was nog altyd, ek het nog altyd van hoërskool af het ek byvoorbeeld supplements ingevoer van eBay af en dit verkoop dan met chommies, so dit was goedkoop in Suid-Afrika. En toe die hele power balance ding in die gang was, daai bandjies wat jy laat balanseer. Ek het was goed vir R50 ingevoer van China af en dit koop vir R400 in my skool. Okay. So dit was nog altyd 'n ding gewees en ek onthou Dit was daai Lance Armstrong tyd. Lance Armstrong die fietsryer. Hy Yes, was ook so baie. yes. Dit was daai selfe Yes, 100%. Okay. So dit was per toeval ook soos ons was eendag, kyk, ons ding as 'n gesin was gewees om soos Joburg toe te gaan en die mos te gaan hardloop. Ons was nie eintlik soos ook in gaan kamp mense nie. Ek het ook vandag toe nie 'n visvang nie. Okay, is goed. So ek onthou soos na die power balance storie, nê. Het ek nog ook in die horlosiewinkel gesit en ons was baie lief vir watches gewees. En my pa het na die Omega gekyk, die 007 Special Edition Omega. En ek kon basically die ding bekostig het toe ek soos 16 jaar oud was. Of nee, dit was vroeër geweest, né? En toe dink by myself soos as ek hierdie goeders kan doen deur die eenvoudige dingetjies soos om bandjies in te voer, is die possibilities is actually endless. En toe van daar was ek nog altyd dead set om op my eie ding te doen. Ek het na skool was my punte horrible gewees. Ek weet nie hoe die fuck het ek weer met dit gekom. Ek het eintlik net gegym en ek kon nie varsity toe gaan nie en ek het vir 'n jaar en 'n half by CTU geswat. Het ek IT geswat. En in my tweede jaar toe het ek vir onderhoud in Pretoria gegaan en hulle bied my toe R4,000 'n maand daar. En toe besluit ek kan net meer geld maak as 'n personal trainer in Vision Active. Vir 'n jaar en 'n half daar gewerk en toe het ons Fitfoods begin in die flatte. So ja, dis basically hoe dit begin het. Okay, net 'n bietjie op dit. As mens teruggaan, wie het jou gehelp om daai goed in te voer op skool? Ek het dit self ingevoer met my ma se kredietkaart. Sê gou vir my, as jy oefen, is dit nog altyd, jy weet, was dit nog altyd vir jou ding? Ja, so ek dink die oefening het gekom van soos baie slegte selfbeeld gehad op skool. Okay. Soos ek het regtig gesukkel om net soos met vreemde mense te praat. Ja. En toe ek die gap kry om te oefen en bietjie aan myself te werk, het dit actually my lewe verander. Okay. En ek dink die hele fitness rigting en dit wat ek doen vandag is maar resultaat van
van hoe daai. dit was op skool. Yes, Okay, yes. ja. Yes, ek het nou gelaag want ek het toe ons gister by 'n shop was toe het ek my twee seentjies saam. Toe ons terug klim in die kar, Zion kyk my so hy sê, "Op en daai is groot." So hy het definitief sien jy doen wat jy. Maar is dit is obviously vir jou. Okay, so jy het uit miskien 'n jy het 'n seer dalk of 'n selfbeeld storie het jy jouself verander en dit het jou gevoel om hierdie fitness, jy weet, Yes, te doen. dit is by die fitness ingekry het. Ek is baie lief vir die fitnessindustrie. Ek kan nie kos maak nie. Tot en met vandag toe kan ek glad Jy nie hoef kos. nie, jy kan dit reël. Ja, verstaan, ek kan glad nie kos maak nie. So ek sou sê die hele meal prep kos maak storie is vir my 'n passie gewees ooit nie. Ek's baie lief vir fitness Ja, en ek's baie lief vir besigheid. okay. Nog van altyd af. Ja, ja. En ek dink dit is nou Daai twee het saam gekom met Yes, fitness. yes. Okay, alright. Presies. En sê gou vir my, heeltemal van die punt af, dit kan ook, ons kan dit ook maar eens na Judith wys, nee. Ek het baie, wat vat dit om, jy weet, hoe baie speel kos 'n rol in julle, sê net maar soos, jy lyk nou heavy fast. Hoe groot rol speel die kosdeel? Kyk, die ding is dit basically soos kyk as jy kyk dit nou 2 of ek het 3 nou. Jy basically 3 faktore, né? Jy kan dit is jou kos, jou oefening en dit wat jy wil gebruik. Verstaan of dit nou of op die rak is of van die rak af, né? Ja. As jy jouself dood gym en alles gebruik wat jy in jou hande kan kry, maar jy eet nie, gaan jy geen resultaat kry. So daai 3 is eintlik maar soos As jy presies eet Okay. en alles gebruik vir my gym nie, so dit dra ewige gewig. Dit is nie als jy ons 90% eet en 10% Ja, oefen, ja. dis cocktail. Dis Ja, ja. dis 3 gelyke been. Ja, jy moet saam. Ja. Okay. En dan maar jy het eintlik dit is dit ja, dit het baie toegeneem. En ek wonder of ek wil nou terugbring as soos social media. Dit het eintlik 'n massive rol gespeel in hoe baie mense oefen. Want dit was nie so ek meen ons is ook op skool, ons het deur daai phase gegaan en ek dink in daai fase van ou se lewe, jy weet jy oefen baie en jy wil groot word en jy, maar ek wonder dit accelerate seker nou onder die jong ouens wat hulle meer, jy weet hulle kan vinniger mense sien. Ek het nooit in my lewe social media gehad toe ek op skool was. So ek het nooit gesien jy's okay, ek wil so lyk of ek wil jy weet eens maar baie nou deesdae se youth is eintlik maar op TikTok en wat ook al. So hulle sien al hierdie groot ouens en wat ook al. So ek dink dit voer ook hulle jy weet hierdie honger na ek wil nou masse word of wat ook al. 100%. Ja, ek dink dit is nou maar kyk die content wat hulle daar buite sit skep sekere begeertes en sekere ek wil so lyk, ek wil hierdie horlosies dra, ek wil hierdie karre ry. Maar ek dink 'n neeweffek daarvan is as jy nou enige ou toe gaan wat in shape is, teenoor 'n ou wat nog nooit in sy lewe in shape was nie. Ek wens mens kan vir daai ou net vir 'n dag in shape leef, in shape lyf gee. En vir hom sê hoe dis hoe dit voel om gesond te wees en dis hoe jy kan voel deur net gesond te eet en te oefen. Ek meen op die einde van die dag, soos die goeders wat nie maklik is, dit het ons gelukkig maak. Ja. Verstaan, dit is die erkenning of die progress wat jy in jou werk maak, die progress wat jy in jou verhoudings in jou lyf maak. Die goeders wat die slegste is om te doen, so op die einde van die dag dat dit jou gelukkig maak. En ek dink die toename van fitness is nie noodwendig 'n slegte ding nie. Weet jy dis meneer ou. Dis 'n moeilike vraag daar. Kom ek sê vir jou so, nê. Ek is baie gedrewe en ek wil dit bereik wat ek vir myself daar buite sit om te bereik. Ek is verskriklik ongeorganiseerd. Ek dink ek kan sien aan dit ek WhatsApps. Ja. Ek is Sien jy sy baie op WhatsApp? nee, ek sukkel verskriklik met gaan nou 'n cliché ding sê, nee. Soos ek het nou al vir amper 'n dekade lank op ADHD medikasie. Okay. En dis net maar net van skool af was dit so gewees. Ek dink as ek my punte so sleg gelyk het. Ek is 'n baie ongeorganiseerde ou en ek weet dat die mense in my besigheid kan 90% van die goeders beter doen as wat ek dit wil doen. Maar dis eintlik wat jy wil hê. Ja, dit is iets wat ek 100% weet. As ek daai ouens se werk moet oorvat wat duisende pakkies 'n maand uitstuur, opvolg, ek sou dit in my lewe nie kan doen nie. Ek kan nie elke dag opstaan en doen ABC nie. Ek sal dit baie groot gemors maak. Ja, en ek dink tog daar's klomp ouens wat ek praat wat eintlik maar so is wat heeltyd hulle brein slaap, dis asof hulle brein nie. Ek kan rustig raak, hulle die hele tyd plannetjies en hulle vat en vat. Yes. Ja, maar dis eintlik maar wat jou uniek maak. Ja, dis seker goeie en slegter om my vrug geniet dit nie, maar Ja, ek kan dink. Okay, en
toe begin jy fit foods uit jou flat uit. Bachelor's flat uit. Ja, dit was interessant. Jy het self kos gekook. Ek het my pelle betaal. Ek sê my chommies, hulle het saam gewerk. Yes. En het jy net gesien daar's 'n gap vir dit of het jy net besluit ek gaan nou kos maak? Dit was nie eintlik hierdie vreeslike oomblik nie. Ek het vir die gym af vrydag gedink. So altyd jy weet hierdie sommetjies in die kop maak. 'n kilogram mins kos soveel. Hoeveel pakkies kan ek maak? En ek stop toe vir Wisselsbron gebly. Ek stop toe een Vrydag daarso by Mega Packaging en ek koop 300 bakkies. Ek sê vir niemand dat ek gaan doen, ek koop 300 plastic bakkies. En dit is net nadat ek opgeskop het en 'n personal trainer gelaat het, né? En my pa was dik excited. Ja, my pa maak 'n nuwe A-klas vir my daai tyd se boot so oop en sy sê dit het met die mooi kars gekoop en dit toe gaan swat. En toe daai 300 bakkies sien toe tog ek verloor. Ek gaan dink aan. Dis hy het hy gesê nee, vir wat maak jy nou? Soos gaan swat dit gaan werk ek verder aan my ma se los ek kan trou met die met hy. En tot en met vandag sê vir my, ek moes net genos het daai tyd. Ek moes nie vir jou gesê het. So nee, die ou die 300 bakkies gaan koop en ja, dit is dit maar so al my kliënte verkoop in die gym. En dit het hy versprei deur Potch. Ons het op 'n stadium het ons die kos in die oggend gaan aflaai op die supplement shop se vloer. So as jy gestap het, dan soos klomp sakkiepos op die vloer gelê. En die studente kan dit so die dag kom optel. Ek het kos die hele dag gestaan. Gelukkig daai tyd was die industrie nog nie daar nie. So is nie kompetisie gehad nie. So ons het 'n gap gehad om te groei. Okay. Which was great want ek meen die eerste investment in die besigheid in was soos 'n 2-plaat gasstoofie vir R2000. Dis my capital gewees. Dis 'n goeie start af. Ja, so dit was interessante tye. Ons het al oral kos gemaak, ons het al deur die aand kos gemaak. Maar nee, dit is die tye wat jy onthou daai. Wat was die moeilikste daar? Die moeilikste van daai tyd. Was seker gewees om kan ek nie vir jou sê. Dit was voor COVID, nee. Ja, was 2017, 2018. Okay. Ja, so kyk, soos die Here was nog altyd baie goed vir ons gewees. Soos ek het nog altyd meer besigheid gehad as wat ek kon hanteer. Okay. En so dit was Dis 'n lekker probleem. Ja, dit was 'n goeie probleem om te gehad het. Soos die flip side daarvan is ek het absoluut niks geweet nie. So dit was altyd net gewing. So ek dink daar's baie skoolgeld wat ek along the way betaal. Ek verstaan. Kan dink. Soos ek en my vrou, ek het hom net ontmoet. Ek dink ons 21 gewees. Die vat ek Potchefstroom se cash nou. Soos al die geld wat ek vir kliënte moet kos maak by. Toe gemaak ek het ook in Bloemfontein. Yes. As jy dit agterkom na so 3 maande, is jy nogal spyt. So dit toegemaak en toe het ons teruggekom 2020, toe was dit lockdown. En dit was seker die moeilikste tyd vir my lewe want dit was lockdown gewees en my vrou was toe swanger geraak met Chloe. Ons het nie medies gehad nie. Ons was nog in 'n studente flat gewees. So dit was crazy gewees. Yeah. Dit was 'n tawwe tyd gewees en 22 net na COVID het ek bietjie begin social media uitfigure soos paid advertising. En toe sê ek van wow, ek kan net nuwe kliënte kry die hele tyd. En toe sê ek van kom ek kry 'n agency. Toe kry ek vir V8 Media en toe bestuur hulle dit vir my soos dit next level. Kompetisie was laag, kliënte was goedkoop gewees en toe kon ons besig. Ek skoos delf bietjie daaraan. Verduidelik vir my wat het gebeur daar. Met no COVID. Nee, met hulle. Hoekom sê jy weet wat het hulle vir jou gedoen? So hoe ons kliënte kry is deur ons paid advertisement. Wat het ons nie eens organiese social media eers gehad nie. Ek het net 'n prentjie gemaak, 30 etes vir R2000 en mense het gaan koop. En dit het gewerk en ek het absoluut niks geweet daarvan af nie. En byvoorbeeld as jy R1000 spandeer en jou return op ad spend is 5, dan kry jy R5000 se sales vir R1000. Dis die metriek waarop jy werk. 'n Bietjie advanced raad kan jy profit op ad spend, whatever, nee. Maar daai tyd was dit nog baie meer tegnies geweest. Jy het verskillende maniere wat jy advertensies moet opstel, verskillende vlakke van kliënte, van hoe warm leads is of koue leads is en ek het nie daai kennis gehad nie. En V8 Media, my pel also Jan de Beer hulle se company. Shout out. Ja, 100%. So hulle het toe vir sy accounts oorgevat, my gewys hoe om dit soos decently te scale. En hulle het ons paid advertising gerun tot en met vandag. So dit het super baie gehelp. Obviously moet jy nog steeds jou produksie groei, aanstellings maak. Jy moet nog steeds besigheid doen. Maar dit het net die bemarking en die client acquisition baie makliker gemaak. Veral soos wat ek sê, daar was nie kompetisie nie.
Yes. Is al vandag kompetisie. Ja, super baie kompetisie. So is baie tighter vandag, maar ons differentieer onsself altyd. So ons het laas jaar byvoorbeeld dat ons gaan depots bou reg oor die land. Sien, ja. Met cold chain depots. So die ander ouens stuur hulle kos tog met Aramex in polystyreen bokse. Ons doen 'n paar areas ook, maar 85% van ons kos word soos refrigerated afgelaai met ons eie voertuie. So ons het daarom soos faktore wat ons nog steeds Jy gaan die hele tyd moet innovate yes, om 100%. voor te bly. Yes. Ek moet net sê hoe ek eintlik op jou afgekom het is ek het 'n video gesien van jou waar jy 'n trok afneem. Regtig. Dus sê jy as jy nou baie tyd het en jy wil nou baie geld mors, dan koop jy Met sulke mooi taal, né? met begrip. Dit was so yes ek het en toe volg ek jou. Ja. En So dis- dit was Yes. maar dit is dis seker jy doen dit by jouself. Dit is maar die jare se oefening wat jy eintlik maar net en ek kon die frustrasie Ja. en die sarkasme, alles wat so beautiful in daai video. Dit was net soos hierdie ou het 'n eie besigheid en hy het sy gat vol vir hierdie trop. Dis eintlik so flipping cool dat jy dit gesien het, want soos ek kry sulke bursts, nee, dis nie maar my brein. Soos ek kry sulke verskriklike motivering om 'n ding te doen vir 'n week lank. En dan hou ek op. Verstaan, hè? En ek weet nie, want ek sê nou al vir my vrou vir jare lank, soos ek weet ek moet fokus op content creation. Nie moet ek die mooiste sien is daar buite nie, want mense moet my vertrou. Ja. Mense moet my leer ken, want as hulle my leer ken, dan sal hulle nog die besigheid vertrou. Okay. En ja, soos die lorry is maar 100% skoolgeld gewees. Yes. Erg. Van 'n by ons. 100%, ja. Weer is 'n pot vir my gesê, hier is die cheapest in Kanada. Hoekom koop jy lorries? Jy kan maak kos. Ja. Ja. Okay. Dis nogal interessant wat jy nou net gesê het is jy kan op 'n ding fokus vir 'n week lank en dan los jy dit. Dis eintlik teenoorgestelde van wat normale ouens sê, is om te sê maar ek meen vir my altyd ek oefen baie so ek doen laafstand goed. Okay. So vir my altyd ek sê ook met my vrou het nou begraad van die kinders in die oggend is seker 'n nuwe jaar ding, maar later in die oggend Okay, volgens die huis kom dis al 3 kinders weg. Kras. Hardloop daai kompleks rond want ek hardloop elke dag. Sê Ja. my vra ek wel my vrou hoorie, wat doen hulle? Sê sy nee, hulle doen nou wat jy doen. Hulle het nie flexible doen nie, maar hulle kyk nou. Maar ek is baie jy weet consistency is vir my 'n groot ding. Ek doen ook nie nuwejaarsvoorneme nie want ek sê ek gaan dieselfde doen as ek verlede jaar doen nie. Want ek het verlede jaar ek gaan nie change dit doen nie want Ek stem saam met jy dit. weet dit compound. Maar dis eintlik wat jy nou gesê het dis snaaks dat en dis presies wat eintlik 'n besigheidseienaar moet besef is jy hoef nie sterk te wees op al die aspekte nie. Ja, verseker. Jy stel die ouens aan wat die orders, jy weet, Dis so jy moet die regte ouens in plek kry. Ja. Vir 'n besigheidseienaar jy doen nog steeds wat jy moet doen en wat ook al, maar jy dit is nie jou sterk goed om almal op te check en jy weet ek weet nie, ek neem maar aan. Ja, ons nou voorbeeld om 'n idee te gee, soos ek wil eintlik twee goed hier sê, soos ek is besig om 'n stelsel te bou wat ons die beste client retention gaan gee van enige ander meeprep service en ons sal dit binnekort launch. Maar dit vat my basically ek werk 12 ure 'n dag daaraan vir sê 2 weke. Want ek weet soos as ek 'n klaar gebou het, dan moet dit help. werk en dan moet ek dit kan los. Soos alles moet net 100% werk want dan kan ek dit oorgee aan my mense en hulle kan hardloop daarmee. Want soos wat ek vir jou gesê het, so dis my met die oefening en in die hoe ek eet en goeters is ek redelik konstant nie, maar ek is seker dis 'n sielkundige afwyking. Wat so nou? Maar met die besigheid, ek weet as ek 'n ding bou, wil ek dit bou dat dit werk en dit moet klaar wees. Okay. Sodat ek kan aangaan na die volgende ding toe. Ja, jy sien hoe dit moet wees aan die einde. Yes, as dit klaar is en dit werk en ek kan dit oorgee vir my salespan, dan weet ek dis gedoen en ek kan aan die volgende ding begin dink. En nog 'n opvallende ding nou die dag toe ons by die entrepreneur van die kompetisie was, Gaan nou daarby kom. die judges en die mense, mense idolize partykeer mense wat verder in die lewe is as jy of meer ondervinding het of groter besighede gebou het, maar dit is verskriklik opvallend van hoe normaal dit is. En ek dink as jy dit kan snap as iemand wat ook 'n besigheid wil begin, sal dit klaar vir jou baie makliker wees. Soos moenie die mense op 'n pedestal sit nie, want dit is net mense. Ja. Okay, op daai kom ons gaan daar toe want ek het daai video's ook gesien. Okay. So wat was die entrepreneur van die jaar en obviously het jy gewen Ja, en toe gee jy die geld weg. yes. En kan So ek gaan nou jy het geweet. Hy het die geld weggegee. so die hoofsponsor, dis te veel super kakters, maar die hoofsponsor Sê dit. wie het Miriam Jandre de Beer. Okay. Ek en hy
tot podcast om gedoen, Ja. ons is vriende, nee? En hy sê toe vir my, hoorie, broer, soos wat hy sal sê, ons gaan hierdie jaar gee ons die Kerspraat entrepreneurs van die jaar, soos, ons sal love me daar te, as jy nie inskryf nie, gaan ek jou inskryf, dus doen dit. Okay. En toe ons nou staan by die judges op, toe tree hy terug te sê, hoor, hy gaan nie deel nie, want, okay, Hy is 'n bietjie biased. ja, 'n bietjie biased, nee, maar basically, en dan gaan ek dood eerlik wees in wat my thought process was toe ek daar aangaan, nee. Die eerste inskrywing was gewees, jy moet stemme kry. Nee, jy sap met jou profiel, dan kies hulle 'n kandidaat. En ek het deurgekom as 20 of 50 mense in die eerste ronde deurkom. Sê wat se kriteria? Sê hoor ek het so baie geld wil gemaak of wat ek al. Nee, is soos 'n company profile. Sê net wie is. Ja, Wat doen jy? as ek dit nie mis het nie, maar Wow. dit is eintlik die tweede een is die belangrikste. So die tweede een is dan hulle sit jy op 'n website en jy moet nou stemme werf vir jouself. Okay. Ek is nie American Idol wives nie. Dis soos ek het nie baie vriende nie, ek het 3 gesing. vriende Ja. en ek het 1000 mense op Facebook. Okay. Soos ek gaan nie daai kompetisie wen nie. Okay. En ek dink toe by myself, kyk cool, ek kan R100,000 wen. En soos dit sal flipping cool wees as jy die R100,000 kan gebruik vir 'n goeie cause, want R100,000 is baie geld, maar soos wat ek sê, soos gesê het in die besigheid en dit gaan nie die besigheid vader. Okay. So as ek die geld wen, gaan ek dit vir die besigheid skenk. Niemand het enige affiliation of ooit iets al vir hulle geskenk het nie. Is nie asof ek 'n philanthropist is nie. Ja. Maar dit is hoe ek my stemme gaan kry, want die mense van Potch gaan aanklank vind op my, want hulle sal my help om die wese te help. Ja. En op my eie geniet met die stemme kry. En dit was eintlik 'n strategie geweest, verstaan, om die kompetisie te wen. So Ja. op die einde van die dag het ons toe deurgegaan na die finaliste toe en dit was 5 mense gewees. En dit was taaf geweest want ja, ek is nie gemaak vir sulke ek kan net seker die hoeveelheid woorde 'n dag. Maar dan het ek klaar Ons is laat in die dag al. Ek hoop jy hoor hou. Ja. So dit was 'n flippin' nice experience geweest en soos wat ek sê, dis cool om te sien dat die judges wat daar so sit op die paneel, as jy nou dit met hulle praat, dis hierdie is by die groot besighede en al die ondervinding en al die achievements, maar doodnormale mense. Ja. Ek het 'n storie eintlik, maar ek het jare terug toe Marnus Broederyk nog in die scene was. Hy mos nou in Barcelona, hy het nou ek weet nie wat doen nie, maar hy het klaar geld gemaak. So hy was op Shark Tank en hy het Bean Counter begin. So dis 'n accounting firm en die verkoop hom vir baie geld en toe begin hy Wamley saam met François. Dit is 'n Circuit Wamley wat ook vir François Berlin besigheid. Maar anyway, ek het met hom na die tyd as dit by hom 'n vraatjie gaan luister. Dit ek ook na die tyd, ek meen hy is toe vat hy soos questions. Toe gaan ek dan stel myself voor. Wat hier opvallend was, 'n week later toe bel hy my. Toe sê hy, hoorie, want ek het hom verduidelik van 'n konsep dat ek in 'n pelwik in die karbedryf. Hy wil eintlik dit doen en toe help ek ons 'n bietjie. En die bel ek hom, die bel hy my 'n week later. Toe het hy my naam onthou, uit my naam onthou. Toe doen ons 'n deal saam met hom. So dit was amazing. Dit was eintlik hy is plat normaal my onthou. Yes. Hy het my naam onthou, hy het presies onthou wat ek doen en hy het my toe gevat met daai ding. So dit was eintlik hulle is net normale mense. Mense dink altyd jy het ons met my nou Frans ook gepraat. Dit is plain, hy kom as 'n bakkie aan, is normaal. Yes. Ek meen ek sê soos die Bybel sê ons maar tyd en geleentheid. Ja. Verstaan, dis jy Ja. is nie jy nie, dis tyd en geleentheid. So ja, normale mense. Jy het nou iets gesê wat eintlik wat ek jou ook wil vra oor. Jy het gesê jy het nie baie groot vriende kry. Het jy baie ouens wat bietjie seer gehad is en Nee, ek sal nie sê dit is van die mense se kant af nie. Dit is glad nie soos mense wat soos vir my of ek het my werk en ek wil graag oefen en ek het my gesin. kan. En tussen daai 3 is ons as gesin maar eintlik baie selfsugtig met ons tyd. En ons het net 'n ander soort lewe. Soos ons gaan braai nie sommer by vriende nie. Ons is rustig oor naweke. Soos dit is 100% ons eie skuld. Ons het 'n paar goeie vriende wat ons nou en dan sien. Ja. Ons sê dit is nie vriende het nie, maar ja, ons is nie super groot op die social. Ja. Ek weet nie of ek in my so deur die jare my vrou 'n bietjie beïnvloed het om so introvert as ek te wees nie. Ja. Maar Okay. ja, dis my rede. En negatiewe goed op jou besigheid en social media en kry jy dit? Ag jy kry die tannie wat sê byvoorbeeld ja nee, jy kan nie die kos in die mikrogolf sit nie en die mikrogolf maak nie Okay, iets dood.
weer daai hoëgeleerde mense verstaan wat obviously nie. Seker net daai bietjie uitkomments en goed, maar Maar wat ook snaaks is jy comment gewoonlik terug daarop. mens moet want dis Ja. die beste Baie attention snaaks. daai. So Dit is ek amazing. voel dit bietjie meer doen. Nee, moet. Van ja, ons try altyd soos alles wat ons doen, try ons op die hoogste gehalte doen Ja. met die beste diens en ek meen as daar 'n fout is, hou ons altyd op tot dit toe. Maar dit wat ons doen, dis nie asof ons hierdie massive gaps los vir mense om foute te soek in wat ons doen nie. So as jy Tiny nou sê sy wil nie plastic microwave nie, wat sy my uitkos maar. As jy dink jy het net gesê van dis nie 'n meal prep se of 'n meal prep service ding nie. Wie kom met iets gesê of wat ook al uitgesê, maar jy het dit gelag en dit was amazing. Dit was baie goed. Okay, en dan wat hou jy niks van wat jy nou doen nie? Wat is vir jou, yes, dit swaar nou. Soos in die besigheid. besigheid. Ek love it soos om nuwe idees uit te dink en ek love it om nuwe goedes te implementeer. Ek like die sales proses met kliënte werk, maar enige invoice wat betaal moet word Okay. of stop wat gereël moet word. So dit is vir my dis 'n nagmerrie. So ek sukkel om by die admin kant te bly. En soos obviously het ons 'n boekhouer en ons het mense wat my help, maar daar's maar nog steeds altyd sal daar 'n admin deel wees in die besigheid. En as dit nie vir dit was nie, sou ek weet ek kon doen tot ek doodgaan. Ja. Dus dat is, dis my lekker om te werk. Dis my Ja. lekker om te doen wat ek doen. So ja, dis net die admin van my. Die mense is al even voor makliker as wat dit was. Die admin is die ergste. Okay. En jy's obviously groot op social media. Ek meen ons het nou met Michael gelepraat toe, wil jy dadelik weet hoe lyk hulle website en Yes. hoe werk die sales. So jy's heavy clued up met dit, want obviously dis eintlik waar jy dis waar jy gaan, dis hoe jy generate. Yes, en dit yes. is so. So hoe hard dink jy met 'n ou fokus op daai? Okay, nee. So om jou idee te gee, ons spandeer tans 380,000 rand 'n maand op ons ad spend op ons ads. Verstaan? So dit is wat ons maandeliks spandeer. Maar as jy ad spend, As jy 10x ROAS kry, Ja. verstaan? So as jy moet werk. ja, so jy het obviously jy het jou ad spend, jy het jou cost of acquisition. So wat kos dit jou om 'n customer te kry en jy draai customer se lifetime value. So ek meen as jy vir jouself kan sê, hoorie, kos my R400 om 'n kliënt te kry. Ek maak in die eerste transaksie maak ek R400 op die kliënt. So onmiddellik betaal hy vir daai. En sy average hulle kom op average 3 keer terug. Dan weet jy gaan R1,200 van daai kliënt maak. En ons werk nou juist aan ons retention model met kliënte vir langer te hou sodat ons die besigheid se maandelikse recurring income van groei. So ek dink as jy hierdie goeders begin verstaan en weer eens, dit is nie so moeilik nie. Ek meen ja, dit is hoe kan ek dit nou stel? Dis levers wat 'n ou kan trek. 100%. En al die levers is beskikbaar. Yes, Jy moet yes. net weet wat se lewer om waar te trek. As jy na jou advertering kyk en jou kost per acquisition om 'n kliënt te kry is duur, dan is dit most likely 'n creative probleem of 'n offer probleem. Verstaan? Wie het die verkeerde offers of wie die verkeerde creatives. Dit maak nie sin vir die mense nie. As hulle opdrop na die eerste sale, obviously gaan kyk na jou produk of gaan kyk na soos vra jy actually vir die ou, hoorie, jy kos net klaar. Dalk net tyd om weer jou kos te koop. Verstaan? Mense vergeet van jou. Ja, nou. Daar is soveel goedes waarna jy kan kyk om nommer 1 dit goedkoper te maak om daai kliënt te kry en nommer 2 die kliënt vir langer te hou want elke transaksie wat hy terugkom en jy het klaar die kliënt Jy het hom klaar klaar betaal. gekry, Verstaan? So as jy die lifetime value van die kliënt kan langer maak, dan is jou besigheid eksponensieel meer profitable. Ja. Hoe het jy dit goed geleer? Nee, is maar met sukkel. Nee, dit is maar ek nie meer man, jy moet jouself educate. Jy moet kennis najaag. Ek meen die goeders gaan nie van self kom. Ja. En ek dink ook om net te lees en te gaan oplees, gaan jy ook niks help. Jy moet dit actually gaan doen. Ja. Want ja, dit is En as jy nou net weer gesê jy het eintlik 'n voorstel gegee van soos ouens met groot following. Hoe baie gebruik jy dit, daai strategie om bekende ouens? So as jy net begin en jy het byvoorbeeld nou 'n meal prep service, kan ek dit net sowel agter in die buitekamer maak en mense gaan dit nie weet. Verstaan? So mense het geen credibility in die begin. En ek dink om te assosieer met mense wat ander mense vertrou is ek dink dis die belangrikste deel vir alles jy begin. So as jy sien hoe
jy ken hierdie ou en jy vertrou hom en hy gebruik Fitfoods. Obviously gaan jy vertrou teen die kant. Ja. So om content creators te gebruik, is nommer 1 die gebruik hulle om media te kry vir jou advertensies en nommer 2 vir credibility. Dit is nie altyd seker goeie tot jy kan nie great opbrengs uit hulle advertering uit nie. Want jy moet hulle betaal, moet vir die kliënt iets gee. As jy besigheid bietjie meer gevestig raak, kan jy bietjie laat gaan daarvan, maar jy gaan altyd daai content nodig hê vir jou advertensies. So jy moet altyd 'n span hê van redelike bekende mense in jou industrie om vir die mense daar buite te wys hoe die is actually legit, die produk is goed en dit maak jou advertering net weer goedkoper. Ja. En jou grootste bump in jou besigheid was toe jy VI bygekry het. 100%. Dit was jou Ja, so die customer acquisition. Ja. Ja, okay. yes. Wat is die plan vorentoe? Vir die jaar het ons het 'n produksiekapasiteit van 40,000 liters 'n maand. Nou 40,000. ja, so ons het nou ons tweede ons tweede masjien van Italië af vervoer. Ons het seker skin pack masjiene. Jy sien die kos en dit suig al die suurstof uit, al die bakterieë goeters en daai kos kan dan gevries bly vir 6 maande, soos in perfekte kondisie. En ons het 2 van hulle, groot en klein toeskan en 'n tweede groot een. So ons kan 500 liters 'n uur seel. So ons produksiekapasiteit is daar. Ons is besig om aan ons bemarkingsmasjiene te werk wat klaar redelik set is. Die laaste stap is customer acquisition en ons depots is klaar gevestig deur die land. So ons kan vir kliënte 'n diens gee wat niemand anders kan hê. En dis basically die game vir die maand. Die game vir die jaar is ons het nou half 'n manier gekry om die vraag en die aanbod te karm. Ja, so die vraag is daar, ons kan terugtrek op die aanbod en bly op ons produksiekapasiteit en ons kan 'n redelike stabiele jaar hê teen beter margins. Okay. Ja. En long term, het jy 'n plan? Ek fantaseer altyd oor die dag as ek die plek gaan verkoop. En ek nou gaan wakker word en net gaan gym en huis toe kom en dan game speel of iets nie. Ja. Maar ek dink nie ek sal dit ooit doen nie. Soos mens moet 'n rede hê om op te staan. En ek geniet dit wat ek doen regtig. Dit is nie asof ek elke dag verby wees nie. So ek geniet om goeders te bou en saam met mense te werk. So baie keer vra iemand my, wat is jou 5 jaar plan? Of wat wil jy bereik hierdie jaar? Nou. Ons gaan net elke dag swart as wat ons kan. Maar staan, daar is nie eintlik 'n einddoel nie, want gewoonlik oortref ons dit wat ons gedink het ons kon doen. Ja. Ons pak altyd goeders aan wat so 'n bietjie groter is, wat op ons sente kan doen. En dit het tog nooit nie uitgewerk. En as jy nou sê ons is dit, wie's almal in hoe lyk jou struktuur? Wie's almal in besigheid? So die struktuur is basically dis nie groot nie, dis is ek. Kyk, ons het so 30 mense wat in die company werk. Maar praat dan van kombuisstaf, drywers, depo bestuurders. Dus ek, obviously my vrou het nou saam met my gewerk tot en met ons nou babies nou by huis is. En nou basically vir my ou vriend Stefan Becker, ek en hy is al pelle van 2018 af. Hy is in die Kaap, hy bestuur logistics, hy is my logistics manager. Ook 'n baie goeie vriend en klankbord. So ek en hy chat gedurig deur die dag. Want hy het 'n baie goeie perspektief oor die hele besigheid. Ja. Van die kliënte af tot die delivery daarvan. En dan het ons gewoon vol by die kombuis en hy is die produksiebestuurder. So dinge loop altyd reg by daai kombuis. So 'n klein span, baie goeie mense wat vir my werk, praat vir almal wat in die kombuis werk en ook al vir jare by my is. So, it's basically Wat sal jy doen as jy nie dit gedoen het nie? Ek sou seker net iets anders verkoop het. Ja. Ek dis daar's so 'n deel van my soos dit eintlik bietjie ek het al 'n bietjie van 'n vrees, want ek weet soos as ek eendag elke dag moet opstaan en soos kliphard moet werk, weet ek nie of ek dit sou kan doen nie. Ek weet nie of ek soos van ek is baie goed daarin om mense om te organise, seker te maak dat die werk gedoen word, maar soos ek weet nie as ek nou vandag ek was so baie lank 'n personal trainer gewees, dis redelike tawwe werk. Maar ek weet nie wat anders sou ek gedoen het nie. Verkoop. Ja, seker maar verkoop. Maar ek is baie lief vir tegnologie. Soos sagteware skryf en ek hou baie daarvan, dis my baie lekker. En AI help seker. Yes, verskriklik baie. Soos die goeders wat ek hierdie week gedoen het, sou ek nie in 'n jaar kon doen. Dis crazy. Dis letterlik crazy, maar dit sounds ons game ook. Ek het maak alles vinniger en makliker en alles.
Ja, ek meen soos ons het 'n flippin 8 beenstruktuur met verskillende content creatives en verskillende bemarkingsbeginsels en horing is soos dit is 2 minute gedoen en dis ons plan vir die volgende 6 maande. What? En die sagte ware soos ons het 'n heeltemal 'n kliënteportal geskryf met jou en ons kyk jou profiel volgens wat jy koop, hoe gereeld jy koop, wat jy spandeer en ons maak tailor-made aan waar jy bly, maak ons offers net vir jou en dis sagte ware wat in 'n week geskryf was. Dis crazy. So dis Ek wou nogal vra hoeveel inligting het jy op die kliënte? Want dis eintlik belangrik. ons het 44,000 mense op ons database. Wow. Ja, waarvan 18,000 al by ons gekoop het en waarvan 10,000 in die laaste jaar by ons gekoop het. Waarvan 8,700 van hulle rondom ons depots is by ons voertuie is. En tans dien ons net 1,000 mense 'n maand. What? 1,000 mense is ons hele besigheid. So die groei is eintlik daar's nog dik skou. Ja, die Jy moet model, uitfigure hoe om dit by daai mense te kry. yes, die model wat nou gebou word, target daai 16,000 mense. Okay. So ons kry die vraag in daai sin en ons beheer die aanbod met ons voorraad en wanneer jy kan koop. So op watse vlak jy is. So dit is die konsep vir die jaar en baie opgewonde daarvoor. Yes. Ja. That's amazing. Mm. Ja, Ricky. Leer dat so. Okay, ek vra dit my altyd en ek dink is altyd goed. Wat is sukses vir jou? Ek dink obviously om die besigheid te bou en moet jy obviously na die finansies kyk. Dis mos maar die hart van die besigheid. Maar ek dink 'n ou is dankbaar vir die geleentheid om die besigheid te kan bestuur. Obviously trots op dit wat mens gebou het. Ek dink as ek ook na my ouers verwys en hoe my pa ons groot gemaak het. Soos ons het nooit, daar was nooit iets wat ons gekort het nie. Verstaan? En hy was ook daar gewees en was great pa gewees. My ma was ook altyd daar gewees vir ons en ek wil altyd dieselfde ek wil vir my kinders kon gee wat hoe my pa ons groot gemaak het, want ek weet nie, is dit nie stupid, sorry man, ek het nie eintlik sê nie, maar dit is wat dit is, soos, ons is op 'n sekere manier groot gemaak en daar was sekere standaarde vir ons gestel. En as jy groot word en jy sien hoe jou ma julle groot maak, sodat my vrou my kinders groot maak, en jy sien hoe jou pa elke dag werk toe gegaan, en seker gemaak alles word gedoen wat gedoen moes word daar sekere standaard binne jou gestel en ek seker dis die standaard wat volgens hier aan lewe. En dis wat hulle doen. Yes, en ek sal dink dit is seker die grootste rede hoekom ek in staat was om te bou wat ons gebou het. Die standaard wat daarmee gestel was, hoe ons groot geword het. En jou kinders kom het jou doelwitte verander. Ek sou nie sê my doelwitte het verander nie, maar dit het bietjie ernstiger geraak. Ja, nou rede gehad. Ja, daar was nou of nie 'n deadline geweest nie, maar die tydlyn het 'n bietjie vinniger geraak. So baie meer soos of accountability gekry en soos jy kan nie meer verslaap en ek jy wil net kyk as jy mekaar kry. Verantwoordelikheid slaat uit. Ja, sien jy, dit is obviously ek seker jy sal saam met my stem, soos een van die beste dinge wat nou se lewe kan gebeur. Verseker, ja. En op alle vlakke. So nee, toe die kloue hier aankom, 'n moeilike tyd gevang, maar dit het baie beter. Ek het die besigheid baie vinniger gegroei. Vir my is dit so half, ek dink daar gaan altyd voorsiening vir wees, glo ek. En met elke kind is dit asof vir my, is my eerlike opinie, voel dit my dis die doel eintlik. As ek nou mooi dink oor die lewe, wat los jy agter? Jy gaan 'n huis koop wat jy oor 100 jaar van nou of iemand anders gaan uit al aan gehoor. En jy bou dalk iets op wat jy gaan verkoop of wat ook al, maar jou kinders is wat jy net gesê het, dis iets wat jy los iets in hulle. Yes. Nou, en dis eintlik maar ek wonder of dit nie half die doel is eintlik van die hele ding om te sê oor jy moet trou en kinders kry want jou nalatenskap lê in hulle en dis eintlik maar jy maak hulle op sekere manier groot en met elke kind is dit asof vir my is my eerlike opinie
voel dit vir my dis die doel eintlik. As ek nou mooi dink oor die lewe, wat los jy agter? Jy gaan 'n huis koop wat jy oor 100 jaar vanaf iemand anders gaan uit al nie gehoor het 100 en jy bou dalk iets op wat jy gaan verkoop of wat ook al, maar jou kinders is wat jy nou net gesê het, dis iets wat jy los iets in hulle. En dis eintlik maar ek wonder of dit nie half die doel is eintlik van hierdie hele ding om te sê oor jy moet trou en kinders kry want jou nalatenskap lê in hulle en dis eintlik maar jy maak hulle op 'n sekere manier groot. Ek stem so, maar vir jou wat nou finansiële adviseur is, ek het 'n vraag vir jou. Die vraag moet net wees nie hierdie koop jy maar baie Nee. Ja, ek het ook ek het ook so iets, dis die karre. Die karre is baie slegte besluit. Party ouens, elke ou het maar 'n ding. Ek meen party ouens hou van karre, ek hou van 'n ding wat vir jou tyd gee wat baie mooi is op my jare. Dis maar party ouens hou van verskillende goed, ja. Maar wat ek jou wil vra, nee, is in my ondervinding, as ek nou kyk na die ouens rondom my, en jy het gepraat van nou nalatenskap, maar gaan dit nou 'n bietjie meer moeilik, gaan dit nou 'n bietjie meer materialisties maak, né? As jy gaan kyk na die ouens wat die massive polisse kry en wat nou die dag is hy 21 of so wat ek al by sy paal, in my opinie 90% van die tyd verwoes hulle se lewe. Ek voel nie dit is iets wat ek ooit vir my kinders sal doen nie. Ja. Hulle sal so 'n bietjie standvastigheid hê. Soos wat my ouers vir ons kom bied. Maar dit gaan nie hoor jy's nou jy's nou basically afgetrede 20-jarige gewees. Ja. Hoe oud jy nou? Ek is 29. Ja. So vir my as ek advies moet gee vir iemand en ons sê net maar doen hulle testament en hulle laat vererwing doen. Baie keer daai klousule wat hulle insit van sê maar al toe die ma en die pa kom tot sterwe, gaan dit in 'n testamentêre trust in en daai testamentêre trust sal in plek wees tot 'n sekere ouderdom. En daai ouderdom kan enigiets wees, kan van 18 af wees tot 25 of wat ook al. Ek is nou voor 36 jaar. So ek voel as ek 100 miljoen rand kry voor ek 35 is, gaan ek my lewe verwoes. En ek is redelik ek is clued up. Ek kan redelik weet wat nou moet gebeur. Maar dis onlangs as jy eers kinders gekry het en jy het klaar die skoolgeld betaal. Eers bietjie suffer. Jy moet eers suffer. Yes. Jy moet voel dit om nie 'n maand, jy weet om te worry. Jy moet weet hoe om shots te vat. Jy maak 'n depot op in Bloemfontein en dit werk jy met jy moet seker goed doen, want jy moet leer die lewe gaan om te sê ek hoor dit gaan nie werk nie. En as jy kinders kry, het jy baie meer langtermyn visie. Jy het nie 'n visie van hoor ek kan nou 'n Ferrari koop en ek hierdie geld het. Jy moet sê ek as ek vir hulle kinders wil geld los of wil welvaart los. Hoe gaan ek dit struktureer? Hoe gaan ek my finansies hanteer laat hulle kinders se kinders nog sal right wees. En jy kan dit. Ja, maar die nalatenskap van ek los vir jou soveel geld, dis nie vir my nalatenskap nie. Verstaan? Dit is vir my wat jy daai kinders los. Dit is belangrik. 100%. Want dit kan weggevat word. Yes. Jy kan alles verloor. Wat dan? Yes. Dan sit jy kinders met niks nie. Yes. Jy moet jou kinders koop. Laat maak nie saak wat nie. Yes. Hulle dit nog kan hanteer. Ja, en ek dink daai groot maak. Is eintlik maar Suid-Afrikaners way. Ek dink as jy een keer op deur soos die besigheid bou, as jy een keer dit kon regkry om 'n besigheid te bou soos wat ons nou gebou het, is die vrees ook minder vir alles verloor. Want mense het nou al, ek kan nie beloof dit gaan word dit my nou 6 jaar geval het, gaan dit binne 2 of 3 jaar vanaf vervat wel. So ja, ek wil dit sê. Ja, maar op daai net. Is daar nog iets wat jy wil? Nee, sê jy het vrae antwoord. Jy het nog 2 vrae antwoord. Ja, ek skuld nie nog 'n vraag. Waarvoor is jy bang? Daar's eintlik om eerlik te wees met jou, so niks wat my val maak, nee. Behalwe die gesondheid van my gesin en my mense. Dit is as ek dit nie kan beheer nie. Dis 'n baie diep soos dis iets waarna ek nie graag wil dink nie. As ek dink om alles te verloor is te okay. Wat ook al gebeur, soos dis baie aards. Maak nie saak vir my nie, maar die gesondheid van my mense. Dis seker die ding wat my Mr. Playa. Dis super dankie. Dankie vir jou. Dit was amazing. Ek het baie geleer. Ek gaan terug luister na die ding. So ja, en baie sterkte. Ek hoop dit gaan regtig nog net beter met die besigheid.
En well done. Dit is Ja. amazing wat jy gebou het en jy Thanks, het bro. gebou in Potch. So, Ja, dis thanks beter. man, dit was Ja. baie lekker vir ons met die chat. Dankie vir die geleentheid. Nee, Dit is ons sal dit regtig weer. voorreg. Ons sal dit weer.